Welkom luisteraars en 'n hartlike goeiemiddag aan elkeen wat ingeskakel is hier saam met ons op Eden FM. Ek is Dion En ek is Karen. en dit is lekker om saam met julle te kan gesels. Altyd op Aksie met Reaksie. Dit is regtig 'n plesier. Net 'n plesier, so wat dit altyd uitgaan daarby. So die Voice in Paradise. Jason, dankie vir daai lekker musiek en entertainment Ja, wat jy ons vir het ons dit op die geniet, lunchshow hoor. gebring het. Yes. En dit is regtig net so lekker om na jou te kan luister ook. Dit was die lunchshow saam met Jason gewees. Ja, die lunchshow is elke dag tussen 12 en 3, maar vandag op 'n Woensdag is dit altyd spesiaal dat ons dan Aksie met Reaksie ook daarin kan kry. En luisteraars, so dit julle vanoggend gesien het, Mani Libbok was by, of is in George, ek kan nie sê was nie, hy is in George, maar as julle hom gemis het, hou maar die post dop, daar sal iewers ter weer 'n geleentheid wees om hom te kan sien en hulle te kan sê en van vra. Is altyd lekker om dit in George te kan beleef. Nou nie in Mosselbaai nie, hier sit by ons 'n bietjie anderster, ons vat die see hierso. En die lekker weer vir 'n change. Dis hy, so Dankie luisteraars, tog. ons program word vandag aangebied deur the Anti-Bullying Academy. En ons het later aan 'n lekker advertensie wat ons met julle wil deel, genaamd die Jump Against Bullying. So ons gaan julle nou intrek met bietjie meer besonderhede daarvan. En dan Karen, op 'n lekker Woensdag het ons 'n spesiale gas hier so saam met ons in die ateljee. En ek wil graag hê jy moet haar sy kan haarself voorstel. Hallo Christa. Hi Dion, hi Karen, hoe gaan dit? Dis baie lekker om hier by julle te wees. Fantasties, baie dankie dat jy hier saam met ons is vandag, Christa. Vertel gou vir ons weer 'n bietjie wie jy is en wat jy doen en waaroor jy vandag met ons gaan gesels. Wie is Christa? Ek is Christa van Tonner. Gebore Degenaar, kom van Swaziland af, gematrikuleer in Nelspruit, Pretoria toe, begin as swat en die lewe het net boring geraak. So ja, ek was vir jare lank in die bediening gewees, so ek is baie bekend met die geestesdimensie en hoe energie en hoe die ander kant van die wêreld werk. So deur al die jare het ek was ek betrokke gewees met baie energiewerk, genesing was altyd my ding gewees. Dit was altyd vir my belangrik gewees dat mense gesond is en gelukkig is. Maar nou hier is ek vandag in Mosselbaai. Ek is Christa van Tonner. My praktyk is in Dias in die gymgebou. Wat ek doen is ek spesialiseer in masserings. Dit is my platform om te werk met masserings, om kliënte te masseer. Nou tussen die Dias Hotel en tussen die gym en die bodybuilders hou dit my nogal baie besig. Ja. So, besig met goed masserings. Ek is gekwalifiseer in holistic massages. Holistic beteken healing body, mind and soul. So dis nie net op die liggaam waar 'n ou werk nie, jy werk op die verskillende liggame. Yes. En daar tel ek dan op wat die probleme is. Ek het later jare gekwalifiseer in refleksologie en limfdreinering. Ons gaan vandag 'n bietjie praat oor refleksologie en oor aromatherapie. Yes. En ja, dit is maar net om die mense te help om hulle self te ontdek en om te besef dat die mens daar is om homself gesond te maak. Daar sê jou liggaam heel itself if you give it the right tools. Oh yes, Dis so it's to get the fantasties. tools. Ons hou van die natuurlike goedjies. Ons werk ook daarmee en dis waaroor ons ook gesels het en my hele healing storie is ook met die bioresonance en dan met die tinctures, al jou natuurlike goedjies vir mense en vir diere. Ja, vir diere ook. Yes. Ja, luisteraars, julle nie weet nie, ons praat vandag met Christa oor reflexology en aromatherapy. En ek gaan, Karen, Vandag gaan jy bietjie stil wees. ja, ek gaan oorskakel na Karen toe, want ek gaan laat die dames 'n bietjie gesels vandag. Hulle het 'n lekker paar vrae mekaar te vra. En luisteraars, as julle voel julle wil inskakel, ons WhatsApp is so 'n bietjie nie lekker by die ateljee, maar stuur vir ons gerus 'n WhatsApp na 081 869 6090 081 869 6090. En as julle na die tyd weer wil luister waaroor die gesprek vandag gaan, vind ons op Aksie met Reaksie op Spotify en op YouTube. Karen en Christa, welkom Christa hier by Baie ons. dankie Dion. Okay, kom ons hoor gou-gou 'n bietjie. Ek wil gou hoor, hoe het jy aanvanklik belangstelling in refleksologie en aromaterapie gekry? Wel, soos ek gesê het, my platform is masserings. Ek het
ek was baie betrokke gewees met my kinders se opleiding, my meisiekind en my skoondogter toe hulle somatologie geswat het. So ek was maar altyd die konyn gewees. Lekker. Ja, Partykeer lekkerder as ander keer. en die masserings het my baie getrigger want ek kon dit ge-incorporate het met my spiritual, met my healing, met dit wat ek gedoen het. In die kerkverband waar ek gewerk het met inner healing, waar ek gewerk het met mense wat ge-abuse is, emotional abuse. Ja, jou counselling deel. Al die counselling deel. Vandag noem ons dit nou nie meer counselling nie, want dit is baie dieper as dit. Ja. En ek het net besef dat as ek dit sou saam incorporate, die massering, die werk aan die liggaam, saam met dit kan dit net beter wees. Ja. En toe het ek afgekom op refleksologie en ek het besluit om dit te gaan swat en in die begin het dit my nie aangegaan nie. Die masserings, jy weet die verskillende academies waar jy die goeders leer, omdat jou massering en omdat reflexology gebaseer is en omdat ander gelowe dit gebruik, verstaan ons dit nie en is ons bang daarvoor en ons dink dit is witchcraft en it's black magic. Maar daar het 'n tyd gekom wat my siel basies net oopgegaan het en alles wat ek gedoen het, kon ek teruggetrek het en deurgetrek het na die Bybel toe. Ja. En ek het begin verstaan that God is much bigger than what we think he is. And the healing en die dinge wat ons kan doen. So ek het toe maar met die refleksologie, die aromatherapie was deel van die masserings geweest, but I just had the feeling, jy weet, dit is net deel van 'n ou se, jy weet net hoe. It's like you just know when a person is on the bed, what's wrong. Yes. You pick up their vibes, you Dis pick jou up their healing energies. gifts. En ek dink baie van dit het ek opgetel met al die jare se berading, wat 'n mens weet wat dit is. So soos ek sê in die begin wou ek nie, ek het dit gedoen, maar ek wou niks te doen gehad het met die teorie nie, omdat die teorie baie not in our culture and not in our spirituality, nie ons van ons godsdienst is nie. Maar ek het baie vinnig my mind verander. Ek was 'n fasiliteerder gewees by Healing Hands Academy, wat ek die voorreg gehad het om studente op te lei in verskillende holistiese masserings, onder andere refleksologie ook, wat ek die teorie en die prakties vir hulle kon gegee het en al hoe meer en meer, soos wat die studente ingekom het hulle net meer en meer vrae begin vra, hoe meer vrae die mense begin vra, hoe meer het ek ingedelf en hoe meer moes ek by my siel uitkom om hierdie antwoorde te kry. Study to show yourself approved, nee. Want die antwoorde, jy kan nie die antwoorde kry van die normale mens van die straat af nie, because there are do's and don'ts and we just don't do it this way. Ja. En ek het net myself totally oorgegee aan myself to find out who and what I am and what I'm capable of doing. Exactly. Each one is responsible for their own salvation, sê die Bybel vir ons. That's very true. Ja. En hoe ek geleer het van energie en van positiewe en negatiewe dinge en hoe dit die mens beïnvloed en hoe dit die liggaam beïnvloed. En hoe meer ek gesien het dat mense hulle self siek maak, hoe meer het ek ingedelf in maar what's the root cause? Yes, your spiritual roots for sickness and Bybelversies, bidure, werk nie. You've got to heal yourself, but you've got to understand who you are. You've got to understand why and how you can do it. Exactly. En ja, dit is maar hoe my pad begin het met al hierdie addisionele genesingsterapie waarmee ek besig is. Man. Is baie lekker, dit voel vir my ons tyd gaan te kort wees vandag. Is so baie goedjies om te bespreek. Nou, okay, kan jy verduidelik wat refleksologie is en hoe dit werk? Sommige so vinnig dat die luisteraars kan 'n basiese idee kry van hoe dit werk. En dit is 'n baie intensiewe en intrinsieke. Dis baie intensief. Ek meen, ek kan nie 3 jaar, 5 jaar, 10 jaar se dinge vir jou in 2 minute sê nie, maar wat refleksologie basies hoofsaaklik is, dis 'n metode of 'n behandeling waar ons werk met energiepunte in 'n persoon se liggaam. Energy points, ons noem dit die meridians, en daai energiepunte is centers in 'n ou se liggaam. Nou hierdie energieareas of velde in 'n ou se liggaam is basies die ekko na 'n ou se voet toe. So onder op jou voetsole het jy oor die 3800 punte waar daaraan gewerk word, wat gemasseer word en dit aktiveer, dit werk dan op die organe van die liggaam, op al die liggaamsdele,
Ja, daar's verskillende dele van 'n ou se liggaam waarop dit werk, die bloedsirkulasie, Yes. die respiratory system, die digestive system. So elke liewe dingetjie wat in jou liggaam is, kom bymekaar op die punte van jou vingers of die punte by die Yes. voete, so 'n ou werk op die voete. Ons sal bietjie, ekskuus Christa, ons gaan Yes. bietjie, ons moet bietjie onthou. Ons moet bietjie 'n reflexology chart by hierdie gesprekkie van ons sit Ja, op ons seker. sosiale media. Yes. Maar onthou Ja. daar's verskillendes, Daar is. daar's verskillendes. Daar is. Daar's die wat kom 5000 jaar terug van India Ons gaan vir af, jou die vra om vir ons oorspronklikes. enetjie te stuur. Maar daar het, jy weet, deur die jare het daar ouens Nuwe hulle eie goedjies goed bygekom. gemaak wat bygekom het en goedjies wat nie reg Relatief is is nie. nie. Ja, Yes. jy het dit al agterkom. Ja, ou kom dadelik agter as daar 'n ding is wat nie in lyn is nie. Ja, ja, daai is baie interessant. Ek wil net ietsie bynoem. Terwyl mense nie medies ingeswat het, jy het nêrens verwys hulle na enige vorm van energie nie. Nee, Hulle verwys glad nie daarna nie. En dit is wat die mense mislei. Because my people perish for lack of knowledge. Lack of knowledge. Oh yes, die As Bible ons net says so. weet, as ons maar net weet, hierdie liggaam, alles het sy eie frekwensie in hierdie liggaam. Alles is energie. Everything is Ja, en energy. as ons net uit daai oogpunt uit na alles kan kyk, dan gaan ons die wêreld gaan oopgaan vir ons. En Oh, ons yes. gaan bietjie begin verstaan wat aangaan rondom ons. So, en dan ophou dink, omdat ons nie iets verstaan nie. Nou is dit verkeerd. Yes. So ja, die energie waarvan jy praat is positiewe energie en negatiewe energie. Yes. Positiewe gedagtes, negatiewe gedagtes en dit het 'n invloed op jou liggaam Yes. because any pain or any disease or any sickness is just an extension of emotional trauma. Daar sê. So we go through so many emotional stuff since we were born. Ek meen jy's nog nie eens gebore nie dan het jou ma medisyne op die medisyne rak nie. Waar as jou Indiese kindertjies gebore word, die eerste ding waarna gevat word is hulle voetjies. En dit balanseer hulle organe, hulle kliere, hulle liggaamsdele, hulle alles en hierdie kinders is gesond en ons dink dit is nou boos. Ja. Maar om terug te kom, jy het gemention in die Bybel van hierdie energiepunte word in die Bybel genoem. Ek meen, Yes. bewaar jou hart meer as enige iets anders. Ja. Dis een van jou energiepunte. Natuurlijk. Lewe en dood lê in die mag van die tong. Hy wat dit gebruik gaan die vrug daarvan dra. Ja, so. Jou keel energiepunt, een van daai. What you say. Yes. Ek is sulke lang hoendervleis sê hier soos met hierdie goeders praat, want dit is wat ek ook leer dan met die mense praat wanneer ons praat van die spiritual roots. Dit sê vir ons, die skrif sê vir ons, Beloved, I pray that you prosper and be in health as your soul prospers. As your soul prospers. So if your soul prosper, then you can trample upon snakes and scorpions Oh, yes. and eat and drink poison, but it shall by no means harm you. It won't harm you. But everybody is harmed. Yes. The world is in a mess. The country is in a mess. Want jy Because- verstaan nie daai basiese Want jy konsep verstaan nie nie. daai goed nie, want ons word gerein en gerule deur the elite. Yes. Dit is die hele probleem. En ons mag nie, Iemand dink vir ons. Ja. Ons laat hulle toe. What we allow will continue. because we don't know better. Exactly. Because my people perish due to lack of knowledge. Ja, en ons study nie to show yourself approved nie. We don't Yes. seek and search. Dit sê daar, seek and search and you will find the truth. En nou wil Dion eers vir ons 'n bietjie 'n liedjie speel. Ek kry hierdie notas. Hy gaan nou gou vir ons 'n bietjie musiek speel en dan gaan ons aan met ons volgende vraag. Soos ek gesê het, ek weet, ons tyd gaan te kort wees. Daar's 'n luisteraars, bly ingeskakel hier saam met ons op Eden FM. Ek gaan net geveel op 'n musiekbreek vat en gevolg daarna die nuus en die Sikosa en dan gesels ons weer verder met jou Christa en Karen. Dankie. Eden FM, jou stem in die paradys. Met ons rhythm and swing sal jy vir meer vra. Daar sy luisteraars, welkom terug hier so by ons in die ateljee hier in Mosselbaai, aksie met reaksie. Dit was die nuus en die Sikosa gewees en ook gevolg met Bones van Galantis en One Republic. En luisteraars, jump against bullying. Get all your friends together and join us at Hop House, the country house school in George, on the 11th of November 2023 to jump against bullying for only 50 Rand per person. Make your booking now. Contact 081 869 6090 or 078 082 5725. Each 45-minute session is limited to 20 kids only. The first session from 9 to 9:45 is ages 4 years to 7 years. The second session from 10 to 10:45 is between the ages of 8
and 12 years, and the third session from 11 to 11:45 is the ages from 13 to 18 years. There's also prizes for the best dressed, and there will be delicious pancakes, cold drinks, sweet packs, and juice ice lollies for sale. And if you don't have grip socks, there will also be grip socks provided for you at R30 per person per pair. Nou ja, Christa en Karen, oor na julle. Ag, dankie. Goed, nou gaan ons weer voort met ons baie interessante onderwerp. My volgende vraagie vir jou is, wat is die belangrikste voordele van refleksologie? Wel, die belangrikste is dit help die organe om optimaal te funksioneer. En as jou organe optimaal reg funksioneer, dan is jou hele liggaam reg. So, ons praat van spanning en stres, dit help daarmee, dit help om bloedsirkulasie te verbeter, dit versterk jou immuunstelsel, dit stimuleer en streel die senuweestelsel, dit kan swelling verminder, so dit bevorder basies algemene ontspanning. Dit bevorder die homeostasis van die liggaam. Homeostasis, that's the balance of the body. Yes. Fantasties. Nou, hoe vul aromaterapie refleksologie behandelings aan? Weet jy Karen, dis twee heeltemal verskillende behandelings. Jy kan nie, aromatherapie is heeltemal iets op sy eie en refleksologie is heeltemal iets op sy eie. Aromatherapie werk jy met essensiële olies. En die essensiële olies doen nie werk. En die essensiële olies doen nie werk. Dit aktiveer die receptors of die neusgange wat die neus stimuleer. En blood-brain barriers. Yes, en dit stuur dan boodskappe deur na die senuweestelsel toe, na jou limbiese stelsel, where the seat of your memory, waar al die emotions sit, en al jou gedagtes, en jou gedagtes reageer dan op spesifieke geure. Byvoorbeeld, as jy by 'n bakkery verbyloop en jy ruik 'n gebakte brood, daai feeling wat jy kry. Of as jy 'n bos rose kry, hoe ruik dit? Of as jy jasmine ruik. Het sekere memories wat jy daarin connect. Yes, of as jy 'n babatjie klaar gebad het en gepoeier het, daai feeling, daai emotions wat deur jou gaan, en dan het die babatjie nou miskien sy doekie vuil gemaak, which causes another reaction. 'n baba hondjie, daai lekker reuk van 'n baba hondjie, nee, dis net daai. Ja. So reuke stimuleer jou emosies en ons altyd dit is waar die healing vandaan kom. Ja, en dan jou verskillende reuke stimuleer verskillende emosies en gevoelens en daai tipe van dinge. So die twee is heeltemal apart. Jy kan dit nie saam doen nie. Alhoewel met refleksologie sal daar 'n sekere reuk in die kamer wees. Het sy as die ou instap en ek tel op daar's anger, of ek tel op daar's hartseer, of ek tel op daar's jy weet wat se emosionele ding daar ook al is, kan ek besluit watter olie om net in die kamer te brand. Jy kan dit brand deur oliebranders of deur kersse, net om die ou se mind stil te maak en just to bring him back to balance voordat jy begin. So ja, aromaterapie en refleks is heeltemal twee verskillende dinge. Yes, okay. Watter essensiële olies gebruik jy gewoonlik in jou praktyk en watter voordele bied hy? Ek weet mense het baie keer 'n voorkeur, daar sekere olies wat ek het net so, dit lyk soos 'n apteekie daar by my met my olies. Dan hang dit af hoe ek voel. Dit hang af hoe jy voel. Wat ek nodig het en wat ek voel. En ek luister, net soos met my kos, wat ek inneem, luister ek vir my liggaam, wat my liggaam nodig het. Dit is so. Dis amazing dat jou liggaam weet wat hy wil hê. Ja. Party dae wil ek net glad nie sekere goeders hê. Iets ruik nie, ja, Yes. ja. Ja, kyk, daar's honderde olies, maar die basiese wat 'n ou gebruik oor die net die veralgemeenste afhangende van die toestand waarin die kliënt is. Jou chamomile wat altyd stres verminder. Ek het die clary sage, dit maak die area, die kamer lekker ontspanne, laat die kliënt ontspanne voel. Jou bloekomolie help natuurlik met jou sinusse en jou bronchie net om 'n ou oop te maak. Veral as hy nou lank op sy maag gelê het en die neus en die bors en alles trek toe. As hy omdraai, dan gee ek hom 'n paar smeersels bloekomolie. Met refleksologie en limfdreinering is daar partykeer wanneer die kliënte begin ontslaa raak van die toxins en die gifstowwe in die liggaam, raak hulle naar. So dan haal ek die botteltjie gemmer uit. En peppermint ook. Ja, peppermint is help vir hoofpyne en it makes you more alert. Peppermint help vir my baie met naar.
Dit moet ek vir jou Is sê. dit? En tea tree olie. Gaan kyk daar my handsak wat staan aan die kant. Daai tea Ek het tree. altyd my tea Jou tree. tea tree Daar's by tea jou. tree by die huis, tea tree by ek is al lankal gesê ek gebruik dit al langer as wat my kinders op die aarde is, voordat hulle op die aarde is, so is langer as 30 jaar al. Aha. Het ek dit gebruik en daai help net vir my regtig. Tea tree is altyd in my handsak, langs my bed, daar's altyd oralste en my kinders het dit ook altyd by hulle ook. En hulle sê, jy moet dit nie inneem nie. Jy moet dit nie gebruik. Dis nog al die jare wat ek doen. As ek voel keelseer, net 1 druppeltjie, dis al. Ja, As ek ja. naar is, asof daar iets is wat jy geëet het wat nie lekker is nie, 1 druppeltjie tea tree, en dan hoef ek nie weer aan te dink nie. Ja, Dit sorteer dit net ja. uit. En dit help ook vir as ouens, jy weet, fungus op hulle tonels kry of Exactly. hulle naels, jy Daai weet. goed werk vir enige Tea ding. tree Dis virusse, awesome. bakterieë, enige ding. Maar 'n ander ding wat nou dan gebeur, as jy dit inneem, dan it kills off all the good bacteria in your gut as well. So dan moet jy nou net jou gut bacteria, jou good bacteria. Net weer terug kry. replenish, Ja, yes. ja, want as dit nie almal is oral nie. Jy kan nie almal gebruik nie. Jy kan nie met almal kos Nee. maak nie. Maar dit is hoekom dit belangrik is om wanneer 'n ou 'n olie gebruik om 'n ordentlike kwaliteit 100% Exactly. olie te gebruik. Daar's hy. Nou vir daai goeders betaal ons hier oor die 500-600 rand 'n botteltjie. Jy betaal baie geld. So jy moet versigtig wees met die goedkoop olies, veral as jy dit om dit te inhale om jy weet Dis iets anders. is anderste as wanneer jy dit op die liggaam self Yes. gebruik. Maar ja, jou olies is baie effektief. Jou lavender is maar altyd ook om 'n plek maar baie rustig te maak. Jou roosmaryn help jou om meer te fokus, dan ons Yes. sweet orange verminder angs. Jy kan dadelik sien hoe 'n ou se vibe net Maak jou vriendeliker. verander as hy dit ruik. En dan jou lang lang is ook maar vir stres. Ja. So ja, olies is awesome om te gebruik. Ek hou daarvan om olies om die naaltjie area te sit. Dit word versprei na oor die 72,000 selle in 'n ou se liggaam. Ek bedoel, ons liggaam het triljoene selle wat regenerate word elke aand. En ja, ons kan gerus meer spandeer aan olies as aan ander goeders. Ja, ek stem 100% met jou saam daar, want ons het nie medikasies en goeders nie, is alles net natural goeders wat jy gebruik. En as die een ding nie help nie, daar's 'n ozonator daar, want ons bly so tussen die highways met verskriklike fumes en goeders wat deurkom, anders kan jy nie asemhaal nie. So ek dink ons sal al lankal morsdood gewees het as ons nie daai gehad het nie. En dan die olies help wat ek nou gesê het van crossing the blood-brain barrier. So jy hoef dit net in te asem. Net in te asem. En Net dan in kry jy te die asem. treatment You get the daarvan. treatment. You Ja. get the treatment. So ja, dit is ja. fantasties. Al die olies en elke olie het eintlik so 'n lang lys van En daar's so voordele. baie. But the thing is, if you're not going to believe it, it's not going to work for you. Wel, dit werk met alles so, is dit nie? Oh, Dis yes. wat hulle praat van placebo. Wat's 'n placebo? Die placebo effek. Ja. Laat ons gou verduidelik wat 'n placebo is vir die luisteraars wat nie weet nie. Hulle doen baie keer toetse. Ekskuus nou dat ek jou nou so in die rede val, Christa. Hulle doen baie keer toetse op mense, dan gee hulle vir hulle 'n sekere produk en hulle sê vir hulle, dit is wat hierdie medikasie vir jou gaan doen. Dan gee hulle vir die een groep mense, gee hulle nou daai medikasie, en vir die ander groep mense sê hulle vir ek gee vir jou dieselfde. Hierdie medisyne gaan dit doen, maar is net 'n suikerpilletjie. Yes. Op die einde van die dag, weet jy wat vind hulle? Meestal vind hulle dat die placebo groep beter reageer op die suikerpilletjie as op die ander. werklike medikasie. Mind over matter. Oh yes. Ek meen ons het 'n dokter oor see wat 'n knievervanging gedoen het, of nie 'n knievervanging nie, hy moes iets met die ou se knie gedoen het. En die ou lê daar en hy's besig met die operasie en hy sê vir my gaan nou dit doen en dit doen en dit doen, maar die video is hulle wys hom die video terwyl hulle opereer. En toe hulle nou klaar geopereer het, toe sê die ou, okay, nee, dis beter, en hy kom na 'n week terug en alles is beter. So hulle het niks aan hierdie ou gedoen nie, hulle het net hom gesny. So ja, the placebo is very, very, dit is 'n powerful ding, but that is just what it shows you, the power of your The mind. mind. The mind is is powerful. regtig. Your thoughts are powerful, your words are En powerful. dis waaroor alles gaan. You can have what you say. Yes. Dit is wat mense nie verstaan. Yes, you're the creator of your own reality. Daar's hy. Dion wil weer vir ons 'n bietjie musiekie speel. Ons wil net aanhou praat, maar hy wil vir ons 'n bietjie musiek speel. Eden FM, jou stem in die paradys. Daai lekker gevoel. Wees vry.
Goed, luisteraars, hier is ons weer terug met aksie, met reaksie. Ons is besig om met Christa te gesels ten opsigte van aromaterapie, refleksologie en die olies en so voorts. Ek wil gou by jou hoor, Christa, watter opleiding en sertifisering word benodig om 'n refleksoloog te word? Karen, tans is die opleiding 'n 2 jaar diploma vir 'n terapeutiese refleksologie. Die syllabus sluit verskillende vakke in, van dit is anatomie, fisiologie, patologie en dan die teoretiese en die praktiese. Dit is belangrik dat 'n persoon die liggaam ken. Jy moet weet wat sit waar. Nou, En wat doen wat? En wat doen wat? Dis hoekom jou 2 jaar diploma kursus, jy kan tot 3 jaar gaan, is baie meer intens as die kursusse wat hulle aanbied by jou gewone akademiese beauty schools Dis en net basiese goedjies wat Dis hulle net die daar aan- basiese goedjies wat so sê 2 maande kursusse. So jy kan nie regtig leer nie. En dan natuurlik ondervinding. Ja. Ondervinding is dan die That myn ding. beats nothing So, beats ondervinding. Jy kry dan 'n vlak 3 diploma wat erken word deur iTech. En as jy die diploma het, kan jy jou eie besigheid begin. iTech International Therapy Examination Council for Beauty and Spa Therapy. Dan staan ook baie aanlyn kursusse beskikbaar. Ek was bevoorreg geweest om Zoom en aanlyn kursusse te hê met the people where it started uit Sure. India uit. So dit was vir my amazing geweest om te sien hoe hulle dit gedoen het, hoe hulle kaarte, hulle voetkaarte is, wat hulle gebruik het, en hoe dit verskil van die kaarte wat jy vandag kry. So, om te leer by die mense wat daarmee begin het, en soos ek gesê, dis oor die 5000 jaar terug, wat India begin het daarmee, of jy weet, wat die terapie begin het, hetzelfde met aromaterapie, en dit was nog voordat daar dokters en medisyne was, Hulle was die dokters. en dit het vir hulle gewerk. Yes, hulle was die dokters. They were. Fruits for food, leaves for medicine. Yes. Ja, weet jy wat vir my interessant? Jy sal nou, ek weet jy gaan met my saamstem, ten opsigte van die kaarte wat nou uitkom, van daai kaarte is van hierdie mense wat nou 2 maande kursusie gedoen het, wat hulle een vakkie op 'n dag ietsie gedoen het en nou dink hulle weet wat hulle Nou doen. dink hulle weet alles. En dit is eintlik maar soos alles in die industrie, met ons sukkel ons ook met die modeling industrie, die pageantry industrie en sulke goeders waar mense inkom, waar hulle net sommer dink hulle dis maklik, doen dit vinnig en dan bevoeter hulle die hele sisteem. En dan maak hulle skade. Mense kry seer. Ja, jy kan mense siek maak. Jy kan hoor. mense siek maak, maar hulle kry seer en nou stel hulle glad nie meer belang in actually the real deal nie. So jy kan nie meer vir hulle vertel, ek kan jou help met hierdie, want hulle glo dit nie, want hulle het seer gekry deur 'n kwak. Ja, want met refleksologie is dit baie belangrik om te weet hoe byvoorbeeld jou darmes loop, hoe jou sinusse loop. Ja. Want as jy hierdie Jy kan die drukpunte, teenoorgestelde as jy dit in die verkeerde reaksie doen. rigting in doen, dan kan jy 'n persoon blok. Jy kan en sy lymph sinusse drainage blok. verkeerd doen. Lymph drainage is dieselfde. Baie siek word. So dis baie gevaarlik. As jy nie weet wat jy doen nie, bly weg van swanger vroue af as jy nie weet wat jy doen nie. Jy kan haar in early labour sit, jy kan haar uterus met haar olies en al daai tipe van met olies ook, jy kan haar baarmoeder aktiveer. Yes. Maar nou ja, as haar 'n swanger mamma is daar buite en jy's so 38, 39 weke en jy's nou moeg verloop, dan vryf ons jou voetjies en ons Ja. en Maar ons bring die weet baba hoe. aan. Ons weet hoe. Ons weet hoe. Met die Daar's 'n dokter se verskil. toestemming. Ja Daar's nee. hy. Ons het altyd 'n dokter op standby wat weet hoe ons dit doen. Ja, ons het net nou al gepraat oor die stresverligting en ontspanning, nê? Nou, hoe kan refleksologie help met pynbestuur en indien wel, hoe? OK. Verseker kan dit help met pynbestuur. Soos ons gesê het, jou liggaam is nie net 'n fisiese liggaam nie. Jy het 'n emosionele liggaam en jy het 'n geestelike liggaam. So, nou is toe gaan daar iets fout in jou liggaam. Jy het nou 'n pyn of jou bene seer of jy het hartkrampe of jy sukkel met jy's 'n diabetes of wat ook al se siekte daar is. Jy gaan dokter toe, hy diagnoseer jou en jy kry medikasie en so gaan jy aan en soos wat jy ouer word, word die medikasie net meer tot jy nou eendag nou nie meer kan nie. En ou medikasietjie behandel die simptome. And they don't get to the root. Nee. So ons kom in refleksologie kyk jy en jy tel op die voete wat is die root van die ding. En wanneer jy dan die refleksologie doen, dan stimuleer jy die liggaam om sy natuurlike genesingsmeganisme in te skop.
wat dan help met pynteenwerking, yes. pynmanagement en wat dan ook help om die simptome te verlig. Refleksologie vervang nie die mediese wêreld nie. Ons is nie daar om siektes te diagnoseer of om medikasie voor te skryf nie, maar ons kan op die voete presies optel wat sit waar en dan weet ons hoekom sit dit waar. En gewoonlik as 'n kliënt my vra, hoekom is dit daar so seer of hoekom is dit daar so seer? Dan sal ek vir hom sê, okay, dit en dit is fout. Dan sal hy vir my sê, ja, maar nee, daar's nie eintlik fout nie. Dan sal ek vir hom sê, maar Jou liggaam sê 'n ander jou storie. liggaam sê 'n ander, vir wie jy baie kwaad of wie het iets aan jou gedoen of wat se trauma het jy deurgaan of jy was iewers tussen 1 en 10 jaar in 'n motorongeluk gewees of weet jy wat, toe jy nog in jou ma se baarmoeder was daar probleme gewees, is jy bewus daarvan. Ja. So Meeste dis is alles nie. emosionele goeders wat jy by jou ronddra. Ons is bewus van wat aangaan in ons bewussyn, maar daar's ook die onderbewussyn, the subconscious mind and everything that hurts. Jy sit dit in jou subconscious mind. So baie keer is die mense nie bewus van die diepere dinge nie en dan grou ek net dieper. Maar dis 'n praatjie vir 'n ander tyd. Dit is, ons gaan weer 'n praatjie, ek sê vir jou, ons moet weer 'n praatjie. So ja, dit help met dit stimuleer die bloedsvloei, dit stimuleer die senuweestelsel. En as die bloed beter vloei, dan gaan dit sommer beter Dan in help julle dit liggaam. om die pyn te verlig. Ja. Maar ook wanneer 'n ou besig is met 'n persoon, net daai touch en net daai samesyn help dat sy emosies lig. En wanneer 'n ou kan praat oor ja dit of dat of wanneer ek iets kan uitwys, dan maak dit hom net ligter. So dit is net waar It's a holistic thing. It's a holistic thing. Yes. So waar ek 'n negatiewe energie optel, I just transmute it and I give back positive energy to the client or to the patient. Hulle is nie altyd bewus daarvan nie. Maar hulle sal uitstap en sê, jy sien, nou voel ek soveel beter. Natuurlijk. Of eers dit is nou so lekker of wanneer kan ek weer terugkom? Ja. Kyk, wanneer jy refleksologie doen, is daar ook sekere dingetjies wat gebeur na die tyd, jy weet, jou after Effects. simptome en effek, byvoorbeeld hulle kan 'n hoofpyn kry, hulle kan 'n dizziness voel, jy detox. kan naar voel, jy kan 'n ligte diarree kry, soos wat die liggaam, dieselfde dan met limfdreinering, ook begin werk aan hierdie punte, en dan is dit die liggaam wat begin om homself te genees. En as jou kliënt eers kan verstaan dat hy homself kan genees, so much better, because once again it's all in the thought. En as hy daai negatiewe emosie of daai anger of daai hatred of daai dit wat hom, jy weet, wat die oorsaak is, as hy dit kan identifiseer en daarmee kan gaan werk, saam met die refleksologie, is If you dit know net better, you're supposed to do ja, better. maar ons is so gemaak om net te hardloop en jy moet net deur die dag kom en jy moet net alles uitsorteer in hierdie sisteme, laat jy Gejaag nie na wind. tyd maak vir jouself nie, en die mense weet dit nie. Hulle weet dit nie. Ja, Hulle gaan sielkundige toe, hulle word gesê, just learn to cope with a thing, en hulle kry medikasie, en hulle leer nie to get to the root of Ja, the jy thing. koop nooit nie. As jy 'n pilletjie drink, Fies, daar is nie so iets soos 'n quick fix nie. En as jy 'n pilletjie drink, jy suppress net die simptome. Ja, Jy raak ja, nie ontslaaf van die ja. root nie, en daai root krap hier onder, en laterand word dit sepsis, en sepsis, dan is dit dood. Dit besoedel die hele liggaam. Ja. Ja. Ja, ons het nog so baie goedjies om oor te praat. Goed, ek wil gou vra, hoe gereeld beveel jy aan dat mense refleksologie behandeling kry vir maksimum voordele? Okay, dit hang af wat die probleem is. Dit hang af hoe siek die persoon is, dit hang af wat die ouderdom is, maar ek sou aanbeveel 'n minimum van 2 sessies per week, en dan verminder jy dit geleidelik na 1 week. Kroniese probleme soos diabetes sal natuurlik langer vat om beter resultate te kry. Die gemiddelde sessie is so 60 minute. Ek weet baie plekke adverteer 'n 30 minute refleks. Jy kan nie binne 30 minute op 'n ou se liggaam werk nie. Nee. So dis 'n uur na 'n uur en 15 Dan minute. kan jy sommer weet. Ja, nee wat. Dis nie wat dit moet Ja, wees nie. maar as 'n persoon kom en ek wil hom bewus maak van 'n sekere probleem, so uit ondervinding kan ek sekere drukpunte druk en ek kan vir hom wys, maar dit en Daar's 'n dit is probleem. fout met jou. Ek gaan nou nie 'n hele refleks doen om vir die ou te bewys hy sukkel met slaaploosheid Yes. nie. Of ek gaan nie 'n hele refleks doen om vir die vrou te sê, hoor hierso,
jy het aanbye nie. Ek kan presies sê waar dit is. Jy weet. So ja, met ondervinding, met tyd tel 'n ou op hoe lank jy aan 'n ou kan werk. En dan wanneer jy besig is, moet jy maar altyd jy weet die kliënt se gesig dophou, gesigsuitdrukkings, wanneer daar pyn is. So hoe meer pyn daar is, in die eerste sessie is dit gewoonlik baie pynlik. Baie keer as jy besig is met die eerste voet, jy begin altyd met die een voet, jy begin altyd met jou regtervoet en dan gaan jy oor na die linkervoet toe. En hulle is baie keer baie taaf, jy weet as jy nou begin met die regter en daar's geen reaksie nie. Maar wanneer jy dan oorgaan na die linkerkant toe, dan kan hulle nie meer uithou nie. Jy werk deur barriers, jy werk deur daai emosies en dan jy weet dan moet hulle maar terugkom. Dan elke keer met elke sessie gaan dit beter en die pyn is nie so erg nie. Baie keer het 'n persoon 'n onderliggende siekte of 'n emosionele ietsie wat daar lê, maar jy tel dit nie op nie want hulle is onder medikasie. Maar jy kan dit nog steeds voel op die voete. Jy voel daai kristalletjies onder op die voete. So medikasie, 'n hoë pyndrempel. Daar is my probleem. Daar is dinge wat dit maar jy kan dit nog steeds voel op die voete. Jy kan dit nog steeds voel. Alhoewel daai persoon dit nie voel nie. En soos diabetes, ek meen hulle voel niks op hulle voete nie. Ja, want baie mense se voete en goed is al dood. Hulle circulasie werk nie so baie. Nou goed, ek wil gou vir jou vra, wat geniet jy die meeste van die beoefening van refleksologie en aromaterapie? Wat is jou favourite? Ek dink is om resultate te sien. Yes. Jy weet as 'n ou daar kom lê en hy sê nee, maar hy wil nou net vir 30 minute kom want hy wil nou eers hierdie storie uitcheck want hy glo dit nou nie want die vrou het hom nou gestuur en hy wil dit nou eers uitcheck. So dan begin jy en jy druk hier en jy druk daar en hy vra wat's dit, wat's dat. Nou ek mag nie diagnoseer nie, maar as hy my vra, dan kan ek vir hom sê, dit is fout met jou en dit is fout met jou. En dan nou kan jy maar langer aangaan vir 'n uur. So ja, as 'n mens die resultate sien, mense wat sukkel met maagprobleme, jy weet constipation. Ja, want dit is instant. Mense wat sukkel om te slaap, ouens wat se stresvlakke hoog is, mense wat ly aan depressie. As daai mense terugkom na jou toe en sê hoor jy so ek het so lekker geslaap of ek voel so goed of weet jy wat die goed pla my nie meer nie, dan weet 'n mens en dan kan jy kom en verduidelik, you know, the body, mind and soul. En dat dit nie net 'n fisiese probleem is nie. Ja, dan maak dit die pad makliker. Dan maak dit die pad oop om met hom te gesels oor wat die werklike probleme is en laat daai siel ook tot die lig kan kom en besef but I've got the power to heal myself, want die liggaam is gemaak om homself te genees. Ja, sy, dis fantasties. Soos ons net nou gesê het, jy moet hulle net jou liggaam net die regte tools gee. Nou Christa, dit was nou baie interessant, maar weer eens te kort. Ek wil net gou vir jou vra dat jy vir ons luisteraars sê, waar is jy geleë en waar hulle jou in die hande kan kry? Telefoon, kontak details om 'n afspraakie te maak met jou. Goed. My salon se naam is Ariel Massage Salon. So as jy ingaan op Google en jy sit in refleksologie of limfdreinering of 'n deep tissue of 'n holistic massage, gaan jy my iewerste daarbo kry. Ek is so eerste of tweede in die ry. Dankie aan al my kliënte vir al die 5 sterre en al die goeie reviews wat julle vir my stuur. Die salon is in Dias in Mossel Bay naby die strand. Voordat jy die hotel kry, is daar 'n convenience center, 'n groot gebou met verskillende winkeltjies. Binne in die gebou is daar 'n groot gym en my salon is binne in die gym area. Yes. So gewoonlik kry ek die ouens by die gym ontvangsarea. As jy my bel en ek antwoord nie, of as jy WhatsApp stuur en ek antwoord nie dadelik nie, dan is dit omdat ek besig is met 'n kliënt. Ek het nie 'n assistent wat my help nie, of 'n ontvangsdame nie, omdat ek met energie werk en omdat ek nie kan toelaat dat daar enige huismoleste of dinge van die vorige aand in my plek is nie. So my plek is altyd skoon, die energie is hoor, the vibes are high, the energies are good. So 'n losse boodskap, ek sal jou terugbel, my nommer is 082-873-3888. Fantasties, maar baie dankie Christa. Baie dankie Karen. Dit was so Karen. lekker om jou hierso te hê man, en ons gaan definitief weer gesels, daar's nog baie dingetjies waarop ons wil gesels. Ja nee, en as daar vrae deurkom, ek sal antwoord. Baie Goed. dankie Christa. Dankie hoor. En jy moet 'n heerlike dag verder. Baie dankie julle ook. Totsiens.